Vandag se skriflesing gaan ons kry uit 1 Korintiërs 5. Een mens hoor werklik waar van onsedelikheid onder julle. En dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie. Dat 'n man met sy vader se vrou saamleef. Tog is julle steeds hoogmoedig. Moes julle nie eerder treur en toesien dat hy wat hierdie daad gepleeg het, uit julle midde verwyder word nie. Wat my betref, alhoewel ek liggaamlik afwesig is ek in die gees by julle, asof teenwoordig. Het ek reeds die man, wat so 'n ding gedoen het, geoordeel. Wanneer julle in die naam van ons Here Jesus vergader, en ek in die gees teenwoordig is, gee dan, met die krag van ons Here Jesus, so 'n mens oor aan Satan om sy sondige aard te vernietig, sodat sy gees op die dag van die Here verlos mag word. Julle groot pratery is nie mooi nie. Weet julle dan nie, dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie? Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Want ook ons pasgalam, Christus, is geslag. Laat ons daarom fees vier, nie met ou suurdeeg, die suurdeeg van kwaad en boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid. Ek het in my brief aan julle geskryf, om nie met oorreders te meng nie. Daarmee het ek beslis nie die oorreders van hierdie wêreld bedoel nie, of die gierigaards en die rowers, of die afgode dienaars nie. Want dan sou julle uit die wêreld moes weggaan. Nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar 'n oorreder of 'n gieriger aard is, of 'n afgode dienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Waarom sou ek die buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere oordeel nie. God sal die buitestanders oordeel. Verwyder die slegte mense uit julle midde. Ons lees tot sover. So vanoggend kom ons by 2 Korintiërs 2 vers 5. 2 Korintiërs 2 vers 5 en ons gaan tot by vers 11. En ek gaan sommer vanoggend nou vir Rolf bid ook. Hy preek in Parys in die Vrystaat vanoggend. En ons het nou vir Gideon ook gebid met die mannekamp. En kom ons word net stil voor ons nou God se woord hoor. Hemelse Vader, ons kom met dankbaarheid dat Jesus Christus vir ons die hoëpriester is, die middelaar tussen ons en U. En dat ons met vryheid en met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom. Ons dink vanmôre aan broers en susters wat in besonder genade nodig het. Almal van ons het dit nodig, maar daar's party wat dit baie diep besef vanoggend, soos Tannie Elise, wat nou 'n weduwee is. Net 'n week gelede, op hierdie einste Sondag, die oggend was sy nog 'n getroude vrou, en nou is haar man nie meer hier nie. Ons bid vir die vertroosting van die Heilige Gees vir haar. Ons kom dink vanoggend aan Rolf, wat die woord preek. Hy's seker nou
nog 'n rukkie voor hy aan die woord is, dalk binne die volgende 20 minute of so. Ons bid dat U vir hom gee om met vrymoedigheid en met vreesloosheid, met dapperheid, met liefde, God se woord te verkondig aan die gelowiges daar. So ook soos Ebert nou gebid het vir Gideon. Daai woord wat hy gebid het, dat insink in die harte van daai jong manne. Here, ek is seker, hier moet iemand hier wees wat tot bekering gekom het op 'n kamp. En ons bid dit so vir van daai jong manne daar asseblief. En dan vir ons self hier vandag, dat hierdie woord ook by ons harte ingang vind, dat ons harte soos 'n oop deur sal wees, wanneer die Here Jesus klop, en mag U inkom, Here, en 'n feesmaal hou met ons, en ons met U. Amen. Het dit ooit met jou gebeur, dat jy vir iemand gaan sê het, vergewe my asseblief, want ek het so en so verkeerd aan jou gedoen. En hulle reageer, nee, toe maar, nie worry nie, is okay. Is dit 'n Bybelse reaksie? Is nie Bybels nie. Want as jy vir iemand sê, nee, toe maar, is okay, dit is nie okay nie. Sonde is nooit okay nie. Daar moet bekering wees en belydenis, en daar moet vergifnis wees. Die korrekte Bybelse reaksie is, ek vergewe jou. En so dis wat die Here wil hê in 'n gemeente ook. Daar moet vergifnis wees, wanneer daar bekering is, wanneer iemand nou deur kerkdissipline 'n finale stap verwyder is uit die gemeente, en die persoon het berou en kom terug, daar moet vergifnis wees. Dit moenie wees, nee, dis toe maar is okay. Dis nie okay nie. Daar moet vergifnis wees, en daar moet herstel wees. En dis wat Paulus vir ons hier leer in hierdie gedeelte, en dis hoekom ek daai tema gekies het, vergewe die oortreder. Nou kom ons lees dit, 2 Korintiërs, hoofstuk 2, vers 5. Maar as iemand droefheid veroorsaak het, dis nou iemand wat gesondig het in die kerk, is dit nie vir my wat hy bedroef het nie, maar sonder om te oordryf, in 'n mate julle almal. Vir so iemand is hierdie teregwysing deur die meerderheid genoeg. Gevolglik moet julle hom in plaas daarvan eerder vergewe en bemoedig, sodat iemand soos hy nie dalk deur oormatige droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle ernstig om julle liefde aan hom te herbevestig. Want vir die doel het ek ook geskryf, om julle betroubaarheid te leer ken, om julle in elke opsig gehoorsaam is. En vir hom wat julle iets vergeef, vergeef ek ook. Wat ek inderdaad vergeef het, as ek iets vergeef het, terwille van julle voor die aangesig van Christus, sodat Satan nie die oorhand oor ons kry nie. Ons is immers nie onbekend met sy planne nie. Nou ek gaan 2 woorde vat, en dan gaan ek daarop uitbrei. Die eerste woord is dissipline, en die tweede woord is vergifnis. En dis in hierdie gedeelte ook. So die eerste een, dissipline in vers 5 en 6. Ek het hierdie week vir my vriend daar in Parys gebel, waar Rolf moet nou instaan vir hom vandag, Jannie Vosloo. En ek sê, Jannie, as ek reg onthou, jou pa het gangrene gehad, nee. Toe sê hy, ja. So hy het gangrene gekry, sy voet het so swart geword. En hy sê, hy het per ongeluk eendag sy pa se voet gestamp. Jy wil deur die dak gaan van pyn. Die pyn van gangrene, so brandpyn. En uiteindelik, toe moes hulle sy been afsit, hulle het vir hom gesê, as ons nie jou been gaan afsit nie, jy gaan doodgaan. En as ek reg onthou, ek weet nie of hulle toe die ander been ook afgesit het nie, maar nietemin hy toe in 'n rolstoel beland. So eers die pyn van die gangrene, en dan die oomblik as jy jou been amputeer, nou later natuurlik is dit dan nou beter, maar direk na die operasie, as jou been geamputeer word, is blykbaar 'n aardige gevoel ook, maar daar's pyn by betrokke. En dis presies wat hier aangaan. Wanneer daar kerktug is in 'n gemeente, kerkdissipline, nog voor die dissipline, die sonde, dis pynlik vir die hele liggaam, soos daai gangrene in die voet pynlik is, die hele liggaam kry swaar. Die hele liggaam kan nie slaap vanaand nie, want daar's pyn in die voet. En as daar sonde in 'n gemeente is,
onbekeerde sonde en volhardende sonde, dit veroorsaak pyn vir almal. En dan uiteindelik sou dit op 'n punt kom, wat jy daai persoon uit die gemeente moet verwyder, deur kerkdissipline om ekskommunikeer. Dis pynlik. En dit kan ek uit persoonlike ervaring vir julle sê. Ek onthou een geval van 'n man, toe die sonde, daai man het in sonde volhard, en toe die sonde daai Sondag afgekondig word, die mense was geskok geweest, want niemand het dit verwag, dat daai man dit sou doen nie. Almal soos, ek onthou iemand het daar gesit waar Ansie sit, en die vrou, toe ek het aankondig, toe gaan die vrou so, sy het so, en toe kyk die vrou vir die vrou langs haar, en toe die ander vrou het geweet, toe gaan die ander vrou so. Dit was 'n skok vir die gemeente, en die pyn wat dit veroorsaak het. En genadiglik, dit het nie op 'n punt gekom wat ons die persoon moes afsny nie, daar was toe bekering gewees. Maar ek weet daai ook, wanneer dit by 'n punt kom, wanneer die persoon afgesny word, dit jy soms 'n mistroostige Sondag. Dis is die slegste weer wat daar kan wees. Dis hoe jy voel binnekant in jou hart. Dis nie lekker nie. So jy moet nooit dink jou sonde is 'n privaat saak, dit het niks met iemand anders te doen nie. Jou sonde is nooit privaat nie. Jou sonde affekteer ander. Dit het 'n invloed op ander mense, dit het 'n invloed op jou huisgesin, dit het 'n invloed op die mense rondom jou, dit het 'n invloed op die gemeente, dit beïnvloed die samelewing ook. En die Bybel sê vir ons hier in ons teks nou, as jy jou Bybel nog oop het in vers 5, maar as iemand droefheid veroorsaak het, is dit nie vir my wat hy bedroef het nie. Paulus bedoel nie net ek nie, maar sonder om te oordryf, in 'n mate julle almal. En as hy sê in 'n mate julle almal, dink ek hy bedoel, party word meer geaffekteer as ander, veral as dit familielede is, of as jou vriende in die gemeente, jy is regtig naby aan daai persoon. Dit het regtig 'n invloed op die gemeente. Is dit nie wat Paulus in 1 Korintiërs 12 sê nie, as een lid lei die hele liggaam. En dit kan nou gaan deur swaar kry, oom Theo is nou oorlede, nee, so nou almal van ons, dit raak almal, of toe oom Theo siek was in die hospitaal, almal van ons, dit raak almal van ons, een lid lei die hele liggaam lei. Maar nou ook so wanneer daar sonde is en wanneer daar dissipline is, almal word geraak. Eintlik gebruik Paulus die illustrasie van gangreen in 2 Timoteus 2, wanneer hy praat van 2 ouens in die gemeente wat vals lering begin versprei. Hy sê dit versprei soos gangreen in die gemeente. Die Engels sê gangreen, die Afrikaans gebruik 'n kanker. En so dis wat sonde doen in 'n kerk. En soms is dit dan nodig, jy het nie 'n ander keuse nie, soms is dit nodig vir 'n amputasie. Soms is dit nodig, daai voet moet nou afgesit word, want anders te gaan almal beïnvloed word, anders te gaan almal benadeel word. Om die liggaam te red, moet daar dan 'n stap van finale kerkdissipline wees, verwyder die persoon uit die gemeente. En dis Paulus se punt wat Koos gelees het in 1 Korintiërs 5, wanneer hy sê 'n bietjie suurdeeg, net om 'n illustrasie te verander, van gangreen na brood, van siekte na brood. 'n bietjie gis gaan die hele deeg deursuur. En dan sê Paulus, so gaan 'n bietjie sonde almal beïnvloed in die gemeente. En dan sê Paulus, verwyder daai suurdeeg, verwyder daai persoon uit die gemeente uit. Nou dis nie 'n individuele taak nie, dis nie, iemand besluit, kom ek verwyder nou so en so uit die gemeente nie. Dis wat 'n man in die Bybelse tyd gedoen het, in Johannes se tyd. Hy het sommer homself aangestel as klaskaptein van die kerk. En gesê, ek gaan nou mense uit die gemeente begin verwyder. Sy naam was Diotrefus in 3 Johannes. En toe begin hy mense uit die gemeente verwyder, en Johannes het gesê, as ek kom, gaan ek daai man streng aanspreek voor die hele gemeente. En sê wat hy besig is om te doen. So dis nie 'n individuele taak nie. Vers 6 sê vir ons, is die gemeente se taak. Vir so iemand is hierdie teregwysing deur die meerderheid genoeg. En jy kry dieselfde in Matteus 18, waar dit sê, as daai persoon nie wil luister nie, Matteus 18, jy gaan praat met die persoon, draai weg van die sonde, wil nie luister nie, en vat jy getuies saam, nie wil luister nie, dan moet dit voor die gemeente gebring word. En so dis 'n saak wat die gemeente moet aanspreek. In 1 Korintiërs 5 het Koos vir ons gelees nou in vers 4, wat dit sê, wanneer julle as gemeente saamkom, moet julle in die naam van die Here Jesus, wanneer my gees ook teenwoordig is, deur die krag van Christus, daai man aan die Satan oorlewe. So dis as die gemeente saamkom. Nou het jy daai gehoor, aan die Satan oorlewe. Dis baie ernstig. Dit beteken, die persoon word uit die gemeente verwyder, uit die gemeente gesit, en die Here gee nou vir Satan toestemming, nou kan jy hom boks.
So dis ernstig. Jy weet wat gebeur as die Here Satan toestemming gee. Nou die Here sê, so ver kan jy gaan, maar nie verder as dit nie, soos in Job se geval. Job se was nou nie sonde nie, maar daar het jy 'n beginsel, dat Satan kan so ver gaan, soos God hom toestemming gee, en dit kan wees, name it. Die Here kan dit toelaat. Dis ernstig. So dis nie 'n formaliteit nie, kerkdissipline. Dis nie ons verwyder iemand se naam van die lederrol. Dis 'n formeel. Nee, dis nie formaliteite nie. Dis regtig erg. God gaan daai persoon nou streng dissiplineer. In Matteus 18 sê dit wat ons moet doen. Dit sê jy as hy nie vir die gemeente wil luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. So jy beskou hom nou as 'n ongelowige, want hy tree op soos een. Want hy wil nie wegdraai van die sonde nie. Dis Romeine 16 vers 17, die wat afwyk van die lering wat ons vir julle gebring het. Hy sê, daai mense, jy moet niks met hulle te doen hê nie. Jy moet hulle vermy, jy moet geen gemeenskap met hulle hou nie. 1 Korintiërs 5, weer eens die teks wat Koos voorgehou het vir ons, voorgelees het vir ons. Hy sê, verwyder daai persoon uit die gemeente. Hy's nie meer lidmaat nie, hy's nie meer welkom nie, om hier te kom, saam met die gelowiges nie. Ek gaan nou 'n storie daaroor vertel, want ek nou myself nie vooruit hardloop nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 5 vers 13, verwyder die slegte persoon onder julle uit. In 1 Korintiërs, dit was 5 vers 13, 1 Korintiërs 5 in vers 11, dan sê hy, jy moenie eers saam met so 'n persoon eet nie. So moenie by sy huis gaan eet nie, jy gaan eet nie saam ontbyt by Mag & Bean nie, jy gaan braai nie saam met hom en sê, hey, alles is okay, ek en jy is broers in die Here. Nee, jy tree nie op soos 'n broer in die Here of 'n suster in die Here nie. Ons gaan nie fellowship hê nie. En ek kan nie maak of alles okay, smile and wave, jy weet, alles is reg nie. Jy's besig in 'n leefstyl wat nie die Here behaag nie. Nou luister net mooi wat hy daar sê, want hy sê, hulle het hom misverstaan. Hulle het hom verkeerd verstaan. Hulle het gedink hy bedoel, jy moenie saam met ongelowiges braai nie. Paulus sê, dis nie wat ek bedoel nie. Jy moet saam met ongelowiges braai. Jy wil hulle vir die Here wen, soos Jesus het saam met die prostituie en die tollenaars geëet. Hy sê, as iemand bekend staan as 'n broer of suster in die Here, en hulle hou aan met 'n sondige leefstyl, breek bande, as hulle nie wil bekeer daarvan nie. In 2 Tessalonisense, hoofstuk 3 vers 6, en dan vers 14 en 15, hy sê, jy moet so 'n persoon aanteken, merk hom, en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word en hom sal bekeer. So jy beskou hom nie as 'n vyand nie, sê dit, maar jy waarsku hom as 'n broer. Dis 'n streng waarskuwing en is ernstig. 2 Timoteus 3 vers 5, hy het nou gepraat van 'n klomp tipe sondes waarin mense lewe, dan sê hy, vermy daai mense. Of Titus hoofstuk 3 vers 10, as iemand verdeeldheid maak in die gemeente, jy waarsku hom 1 keer, dan 'n tweede keer, en daarna moet jy niks met hom te doen hê nie. So dis streng julle. Nou, party van julle sal dalk hierdie onthou. Ons het 2 bitter moeilike tugsake gehad in hierdie gemeente omtrent 10 jaar gelede. Die een was 'n ou wat sy gesin verrenoveer het. En ons het toe, daar was berading gewees vir 2 jaar omtrent. En dit het nie gewerk nie, en die ouderlinge het verskeie kere gaan praat. Ek onthou nog, hier was 'n oom in die gemeente, hy was baie streng. Oom Andries, hy het streng gelyk. Jy kan net na hom kyk en dink jy, dis 'n streng oom daai. En hy was saam met die een, wel meer as eenmaal, maar 1 keer onthou ek, toe ons nou baie ernstig met die man moes gaan praat. Oom Andries het so mooi en so liefdevol met hom gepraat. En gesê, ons is hier want ons gee om vir jou. Die ou het hom nie bekeer nie. Uiteindelik moes ons dit voor die gemeente bring. Dit het gelei na, uiteindelik het ons hom toe nou verwyder. En toe is dit die heel eerste keer wat iemand, nadat hulle afgesny is van die gemeente, besluit, maar hulle gaan aanhou kom. Gewoonlik is mense kwaad en hulle sê, nou gaan ek na 'n ander kerk toe, of wat ook al. Maar die ou bly toe, en het hy vir ons drama veroorsaak. Hy het verdeeldheid gemaak, hy het leuns versprei oor die ouderlinge, hy het aan lidmate gaan klagtes oordra, en hy het goed vertel wat nie so was nie, en goed, nietemin, die drama het gebeur, en toe, in daai tyd, toe is daar 'n tweede dissipline saak, van een van ons lidmate wat tronk toe is. Hy het 'n kriminele oortreding, wat ek nou nie gaan sê wat gebeur het presies nie, want dit is baie ernstig. En toe het ons ook die
dat ons hom toe nou verwyder as 'n lidmaat, en toe het hy dieselfde gedoen. Hy het toe besluit, maar hy gaan bly. En die dag toe, nadat ons hom nou verwyder het as lidmaat, en hy staan daar, en almal gaan aan asof, jy weet, dis nou maar net normaal, ons chit-chat en drink tee saam. Toe vra iemand vir my, 2 mense eintlik, hoor jy, is hierdie reg? Hierdie ou is verwyder, hy is op pad tronk toe, en ons verwyder hom as lidmaat, maar ons tree op asof alles nog oukei is. En toe gaan praat ek met 'n ouer predikant in Alberton. En hy sê vir my, nee, dis nie reg nie. Toe hou hy vir my al hierdie tekste voor. Hierdie tekste sê, vermy hom, verwyder hom, moet niks met hom te doen hê nie, verwyder hom uit die gemeente uit. En ek voel soos, maar is te hard. En toe sê hy vir my, you cannot be kinder than God. En toe sê ek, but he must come under the word. Toe sê hy, no, he must come under Satan. Daai teks wat sê, oorhandig hom aan Satan. He was under the word and he wouldn't obey. As hy nou nog onder die woord bly, he will harden under the word. Hy sal verhard raak. Dieselfde son, sê hy toe vir my, wat die ys smelt, verhard die klei. Die woord skyn, die woord kom. Hy wou nie repent toe hy onder die woord was nie. Hoekom gaan hy nou dit doen? En toe sê die man vir my, wat gaan gebeur as daar iemand anders in die gemeente is? Daar sit 'n meisiekind in die hoek. En sy sê, dit het met my ook gebeur. En nou sien ek hoe hanteer die ouderlinge in die gemeente, hierdie man, ek dink nie ek kan ooit vir hulle sê wat met my gebeur het nie, want hulle sal maar net formaliteite afhandel en niks eintlik doen nie. Wat as daai man dieselfde ding hier doen? Die polisie gaan vir ons sê, julle het geweet hy het dit gedoen, en julle laat hom net so toe. Ja, daai Sondag, toe besef ek het met die ouderlinge gesels, en gesê ek moet hierdie ding regstel. En ek het vir daai man gesê, ek is moeg daarvoor, ek ken Bybelverse, ek wil nie net Bybelverse ken nie, ek wil gehoorsaam wees aan wat die Here sê. Daai Sondag preek ek daaroor, ja. Ek het die preek klaar gemaak, dit was nagmaal daai Sondag, en ek kon nie die nagmaal klaarmaak nie. Ek het die brood uitgedeel, ek moes toe die brood vir iemand of gee en sê, asseblief vat dit vorentoe, moet daar agter die verhoog gegaan het, kon nie klaarmaak nie. Hier was trane in die gemeente gewees, want het vir my gevoel is te hard hierdie is te harde optrede, dit is te streng. Maar ek het besef, dis wat die Here sê ons moet doen. En ons kan nie wyser as God wees nie, en ek het ook besef, soms staan ons in God se pad. Hy wil koue water in die persoon se gesig gooi, want die huis is besig om af te brand, en ons is soos, hy word wakker, die huis brand. Die Here wil water in die persoon se gesig gooi, en sê, die huis brand, kom uit. Dis hoekom hy aan Satan oorgegee word, sê die teks wat Koos gelees het, sodat sy siel gered kan word op die dag van die Here. Laat sy vlees vernietig word, en dit het met daai man toe gebeur. Die eerste tigsaak wat ek beskryf het. Daai man was toe in 'n ongeluk, hy het in die hospitaal beland, sy lewe het uitmekaar geval. Uiteindelik het hy my gekontak. En ek sal nou 'n bietjie uitbrei oor wat ek dink ons moes doen daar, maar hy het om vergifnis gevra vir sy optrede. Luister, dis baie streng optrede, maar ek wil sê, die doel is nie om mense te vergeld nie, is nie om mense terug te kry nie. Die doel is, dis 'n baie streng straf. Nou, hy gebruik 'n woord in vers 6. Vir so iemand is hierdie teregwysing deur die meerderheid genoeg. Daai woord teregwysing, die ESV gebruik die woord punishment. Dit beteken letterlik 'n straf wat die oortreder in die regte rigting draai. Dis wat die Griekse woord beteken. Dit is soos 'n perd, hy's op pad na die afgrond, jy's op hierdie perd. Jy haal die sweep uit, jy slat vir hom. Jy sit die tomes in sy bek, jy draai, jy doen enige iets, want hy's op pad na die afgrond. En so daar's streng optrede nodig om hom weg te stuur van die afgrond, terug in die regte rigting. Nou, party mense sê, presies wat ek gesê het, maar dis te hard, ons soek liefde. Tug is liefde. Jesus sê, Openbaring 3 vers 19,
elkeen wat ek liefhet, bestraf ek en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Die Here tugtig diegene wat hy liefhet. Hy kastei elke seun wat hy aanneem, Hebreërs 12 vers 6. Dis presies hoe die Korintiërs opgetree het. In 1 Korintiërs, as jy opgelet het toe Koos lees, toe sê dit in vers 2 van 1 Korintiërs 5, julle is arrogant, sê Paulus vir die Korintiërs, julle is verwaand. Julle moes treur oor hierdie man. Nou is dit nie, ons is so lief vir mekaar, ons spreek niemand se sonde aan. Dit is soos Openbaring 2, wat Jesus 'n hele gemeente gaan dissiplineer, want hulle het nie daai vrou het seksueel losbandig geleef in die gemeente, en hulle het almal aan 'n pad gekyk en sê, ons is almal lief vir mekaar hier. # liefde is liefde. Ek dink baie van die jonger predikante in die ABK, in die Afrikaanse Baptiste kringe, het dit begin besef deur die invloed van Martin Holt en deur die invloed van John MacArthur, dat dissipline Bybels is. Ek dink vir 'n paar dekades, ten minste vir die tyd toe ek in die ABK kom, ek het nie kerkdissipline gesien nie. Ek het nie gesien dat gemeentes in Louis Trichardt Baptiste Kerk was al kerkdissipline, waar ek groot geword het. Maar daar's baie gemeentes en baie van julle kom uit gemeentes, jy het nooit in jou lewe kerkdissipline gesien nie. Ek sal net daarop iets sê. Maar baie van die jong ouens het dit toe besef dat hierdie dissipline is Bybels, maar kom ek sê vir jou waar ons kort gekom het. Ons het nie 'n stap verder gegaan en verstaan wat Martin Holt en John MacArthur verstaan nie. Dat daar so iets is soos herstel. Dat ons nie net streng moet optree met dissipline en ernstig moet optree nie. Ons het nie herstel, ek het nie herstel verstaan nie. Hoe herstel jy iemand? Jy weet, Martin Holt vertel hierdie storie toe hy in Engeland was. Hy gaan besoek 'n gemeente van 'n Suid-Afrikaner. Die ou hy was 60 jaar in Engeland gewees. Maar hy gaan besoek die gemeente een Sondag. Hy sê die Saterdag sê die predikant vir hom, "Hoor, gaan jy saam ons Saterdag?" Hy sê, "Waartoe? Nee, ons gaan huis tot huis, deur tot deur, ons gaan evangelisasie doen." Sjoe, dit was vir hom nie. Evangelisasie doen. Hy sê die Sondag toe die erediens, die woord is verkondig, na die diens nagmaal, en toe sê die predikant, "Voor ons nagmaal gebruik vandag, ons herstel vandag 2 van ons mense wat afgesny was van die gemeente, maar hulle bekeer, en ons gaan dit publiek maak dat daar vergifnis en herstel is." Hy sê, hy gaan na die Here toe en hy sien net hoe daar bekerings is en moslems kom tot bekering en sluit aan by die gemeente en die gemeente groei en hy is so verbaas en hy gaan op sy knie in sy kamer en hy bid hieroor. En die Here wys vir hom, daai mense is gehoorsaam aan my. Dis hoekom ek daai gemeente seën. En ek moet sê, ek het hierdie week eintlik net besef toe ek hierdie voorberei, Here, leer my wat dit beteken. Ek het vir die Here gevra, gee ons 'n geleentheid om te herstel. Ek wil nie geleentheid vra, Here, ons wil dissiplineer nie, dis nie lekker nie. Maar gee ons 'n geleentheid om te herstel. Om mense, om die oortreder te vergewe en te herstel. En dis wat Paulus nou by kom in vers 6 tot 8. So hoe herstel jy die oortreder? Nommer 2 dan vergifnis. So 1 was dissipline, nommer 2 vergifnis in vers 7 tot 11, ek het dit reeds gelees. Ek het eenmaal 'n ma gesien, waar 2 seuns was op daai stadium op hoërskool gewees. Hier is hy haar seuns hanteer. As haar seuns oortree het, verkeerd gedoen het, en hulle kom sê, ons is jammer ma, maak sy so. Talk to the hand. Sy straf hulle deur stilte, deur hulle te ignoreer. Selfs nadat hulle pleit, maak's jammer ma, praat nie met jou nie. En ek dink dis hoe party mense dissipline toepas, kerktig. Die hele storie met Steve Lawson, wat ek laasweek aangeraak het, ek het nou weer in die week gaan kyk. So, die van julle wat nie weet nie, Steve Lawson, hy's 'n baie sterk prediker gewees in die VSA vir 'n klomp jare. En toe het hy in sonde geval, en dit het toe nou uitgekom, so 2 jaar gelede. En toe wat gebeur is, hy het toe berou gehad, hy het regtig berou gehad. Hy het vertel oor hoe hy droog gemaak het, en hoe jammer hy is, en hy ondersoek sy hart, is sy bekering eg, en hy is by 'n gemeente, waar die leiers nou 'n pad met hom stap, en hy word beraad, jy weet, en so aan, en so voort, so hy is nie meer 'n predikant nie. Maar toe besluit mense op die internet nou, hulle is sy ouderlinge, hulle is sy gemeente, en hulle sal nou die vletjie blaas, nadat hy berou getoon het.
Hulle gaan nou die vletjie blaas, en eintlik hoekom hulle dit doen, is maar net hulle soek views op hulle YouTube video. Om nou die sensasie, die nuus kyk oor wat nou die nuutste met Steve Lawson. So asof die internet kan doen wat hierdie tekste vir ons sê. So asof die internet nou die plek is waar mense hulle self aanstel om 1 Timoteus 5 vers 20 te doen. As 'n ouderling volhard in sonde, dan moet jy hom bestraf voor almal sodat die res kan vrees. Nou ek sê nie, as iemand so in sonde geval het, jy moet net sommer gou herstel nie. Daar moet berou wees, daar moet bekering wees. So ek sê nie, wees oorhaastig, ondersoek die situasie. Ek sê ook nie, jy met 'n prediker so Steve Lawson, jy weet, hy's nou jammer, nou moet hy weer in die kansel wees nie, want 1 Timoteus 3 sê vir ons, dat ouderling sy lewe moet onberispelik wees, blameless. So nie sondeloos nie, maar hy moet 'n voorbeeld wees, en as jy nou so gemaak het, dan is jy nou nie 'n voorbeeld nie, so jy behoort nie mense geestelik te lei nie. So ek sê nie dit nie, maar ek sê wat Paulus hier sê, in vers 6, hy sê, vir so iemand is die teregwysing deur die meerderheid genoeg. Paulus sê, dis nou genoeg. Julle het die persoon nou gedissiplineer, gevolglik moet julle hom in plaas daarvan eerder vergewe en bemoedig, sodat iemand soos hy nie dalk deur oormatige droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle ernstig om julle liefde aan hom te herbevestig. So wat jy doen is 2 Korintiërs hoofstuk 7. Ons gaan nog daarby kom, in vers 10 en 11. Paulus sê daarso, hy praat van goddelike berou en wêreldse berou. So vals berou as jy is jammer, jy is uitgevang, jy is jammer vir die gevolge, jy hou nie van skuldig voel nie, dis vals berou. Ware berou is jy is kwaad vir jouself, jy haat jou sonde, jy is jammer jy het dit gedoen, wat ook al die gevolge is, jy is bereid om dit in die gesig te staar, want jy weet, hierdie was nie reg nie. So dis regte berou, daar's bekering, daar's 'n verandering van lewe. Nou as dit daar is, Jesus sê, as jou broer teen jou sondig, bestraf hom. As hy hom bekeer, vergewe hom. As hy 7 maal in 1 dag kom en sê, ek is jammer, en hy bekeer hom, moet jy hom vergewe. Lukas 17:3 en 4. So daar moet vergifnis wees. Is dit nie hoe God is nie? Is dit nie hoe God met my is nie? Ek maak so droog partymal, ek sondig. En dan kom ek na die Here toe. Ek het gisteraand gesondig. Ek het kwaad geword vir my kinders oor iets, en dit was onnodig. En ek kom na die Here, en ek sê vanoggend weer vir hom, vergewe my Here. En hy herstel my, hy vergewe my. Is dit nie wat hy met Dawid gedoen het nie? Dawid het egbreek gepleeg, hy het 'n moord gepleeg. En hy het berou, en is nie reg nie. Dis baie sleg. Die Here is ernstig daaroor, die Here het hom ernstig getuigtig. Maar hy het berou gehad, die Here het hom vergewe. Psalm 51. Die Here het hom herstel. Petrus, ek het dit Vrydag by die begrafnisdiens gesê. Toe hy 3 maal sê, ek sweer, ek ken nie vir Jesus nie. Na hy die 3de maal gesê het, ek sweer, mag God my met 'n weerligstraal uit die hemels tref. Hy het nie daai woorde gesê nie, maar het gesê, he called an oath, he's an oath upon himself, woe is me, as ek lieg, mag die Here my uitwis as ek lieg, en hy het gelieg toe hy dit sê. En dan sê die Bybel, en toe draai hy, en Jesus kyk hom in die oë. Lukas sê dit vir ons. En toe smelt hy daar, en hy krummel net in mekaar, en hy gaan agter 'n hoekie, en hy huil sy oë uit. En julle weet wat gebeur het. Hy het 3 maal by 'n koolvuur gesê, ek ken nie vir Jesus nie, en toe steek Jesus 'n koolvuur aan op die strand, en hy roep vir Petrus, en 3 keer sê hy vir hom, het jy my lief, en daarna sê hy vir hom, volg my. Hy het hom herstel, Jesus herstel hom. Wat van die verlore seun, is dit nie die bekendste storie in die Bybel van herstel nie? Hierdie seun wat so droog gemaak het. En hy kom kop onderste bo, sleepvoet kom hy terug na sy pa toe. Sy pa hardloop hom tegemoet, omhels hom, soen hom, slag die vetgemaakte kalf, ring aan die vinger, die eerste kleed, skoene aan sy voete, jy is nie my slaaf nie, jy is my seun. Hy vergewe hom. Ons hou partytjie. Nou, hoe doen jy dit prakties? Hoe herstel jy prakties? Die dissipline was in die openbaar, want dit was 'n laaste stap. Die 3de en die 4de stap is publiek. 3de stap sê dit vir die gemeente, dat hulle hom terugroep tot bekering, as hy nie wil luister nie, verwyder hom uit die gemeente. Natuurlik die ouderlinge lei.
Net soos in 3 Johannes, waar Johannes sê, as ek kom, gaan ek voor die hele gemeente sê wat Diotrefus besig is om te doen. Ek gaan hom aanspreek. So die ouderlinge lei die dissipline, maar net so met die ouderlinge dan die gemeente lei in die herstel. En eintlik is interessant, ek het gaan kyk in vers 8, daarom vermaan ek julle ernstig om julle liefde aan hom te herbevestig. Daai woord herbevestig in die Grieks beteken om dit in die publiek te doen. Jy doen dit in die openbaar. Sodat die hele gemeente weet, dat nie geskinder is na die tyd nie. Dat almal weet, hierdie persoon is herstel, hierdie persoon is vergewe. Dis hoe ons dit behoort te doen. So ons bevestig dit. Hoe bevestig ons dit? Vers 7. Gevolglik moet julle hom in plaas daarvan eerder vergewe en bemoedig, sê die teks vir ons. So daar jy vergewe hom. Dit is Matteus 18, vers 18. Baie mense het nie 'n idee wat hierdie versie beteken nie. Die teks sê, en wat julle ook al op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Sê mense, wat beteken dit? Dit gaan oor dissipline, dis die konteks. Dit beteken, wanneer die gemeente dissipline toepas, en ons kom op daai stap, dan is dit nie speel dissipline nie. Die Here dissiplineer regtig daai persoon. Wat op die aarde gebind is, die Here dissiplineer. So jy kan maar jou wip in 'n ander gemeente toe gaan, jy bly onder God se dissipline. En dan as die persoon hom bekeer en hy het berou en hy word herstel en vergewe, dan, dis nie die Here wat ons volg nie, ons doen wat die Here sê. Dan sê hy in die hemel vergewe, dan sê die Here, die dissipline is gelig. Jy is nie meer onder dissipline, jy is herstel. So dis wat dit beteken, en dis hoe ons behoort te vergewe, net soos die verlore seun se pa. Ek dink wat ons doen, wanneer ons so vergewe is, dis die omgekeerde van 1 Korintiërs 5. So met ander woorde, die persoon word nou weer verwelkom as 'n lidmaat van die gemeente. Die persoon is nie meer verban van die nagmaaltafel. Jy word verwelkom weer, jy sit nou saam weer aan die tafel. Jy is welkom om weer saam met ons te wees in die gemeenskap van gelowiges. Jy eet weer by die persoon se huis, jy braai weer saam. Jy gaan weer eet weer ontbyt by Maganbi. En jy hanteer die persoon nie stief nie, jy hou hom nie op 'n armlengte nie. So dit help nie ons sê ons vergewe die persoon, maar ons vermy hom nie. Het julle al gehoor, ek kan vergewe, maar ek gaan nie vergeet nie. Dan het jy nie vergewe nie. Dan het jy nie vergewe nie. Help nie ons sê ons vergewe, maar ons vermy nog die persoon nie. Wat gaan gebeur as jy dit doen? Wat sê vers 7 aan die einde, wat sal gebeur? Gaan uitermate bedroef word. Die Grieks daar beteken, hy gaan ingesluk word deur hartseer. Hy gaan so bedroef wees, want dan gaan hy dalk dink, miskien het ek nou, hulle hanteer my so, hulle wil nou nie iets met my te doen nie, hulle hanteer my asof ek my laats is, miskien, dalk het ek nou die onvergeeflike sonde gepleeg. En dan vrees die persoon. En ons moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Of die persoon hou net aan depressief voel, want hy het altyd hierdie swart kol op hom en almal herinner hom daaraan. Jy weet jy, vroeër vanjaar toe sê 'n vrou vir my. Sy sê hierdie vrou het as ek nou my sommetjies maak so gou, dit moes soos 20 jaar gelede, so 18 jaar gelede, het hierdie vrou iets baie sleg gedoen. Eintlik langer terug, ja. Baie sleg gedoen. Daai vrou het vir my gesê, jy word altyd daaraan herinner. Al is jy vergewe, jy word altyd daaraan herinner. En dit moet nie so wees nie. Jy weet, Dawid het dit gesê in Psalm 51, my sonde is altyd deur voor my. Ja, het is altyd hierdie stryd, maar ons moet nie daai persoon wees. Ja, maar onthou jy, nee, dis vergewe, dis nou vergewe. Is dit nie hoe die Here vergewe nie? Sê die Here nie vir ons, in Hebreërs 10 vers 17, ek sal aan hulle sondes nie meer dink nie. Dan moet ons dit mos nie ophaal nie, vir onsself of vir die persoon of vir ander weer gaan vertel. Dis nou vergewe. Dis nou die verlede. Wat het die verlede nou te doen met die hede? So jy vergewe, sê vers 7, jy moet hom vergewe en dan sê dat jy moet hom bemoedig. Nou die Griekse woord daar, is 'n woord wat baie van julle ken. As ek nou sou aflou, sou die woord parakletos daarvan, of parakleet kom. Ons praat van die Heilige Gees as die parakleet. Dit is 'n Griekse woord, so hier sit die woord parakaleo wat beteken, jy roep die persoon tot langs jou, en dan bemoedig jou. Jy roep hom reg, jy stap 'n pad saam met hom, en sê, jy is my broer in die Here, jy is my sussie in die Here. En dan stap ons saam met hulle hierdie pad. So dit is goed, ek stem saam, dit is goed,
dat daar weer dissipline in gemeentes is, want daai goed het in vergetelheid geraak, nee. It's fallen into oblivion, soos hulle in Engels sê. Marieke, jy het eendag gesê, so 'n klomp jaar gelede het ons 'n dissipline saak gehad. Toe sê jy, dis die eerste keer in 58 jaar wat ek kerkdissipline sien. Jy het gesê, as kind was daar een geval, maar jy was nou 'n kind gewees, jy kan nie dit mooi onthou nie. Eerste keer in 58 jaar. So dit is so, daar's baie kerke wat dit net nie doen nie. So dit is reg en dit is goed dat ons doen wat die Bybel ons leer, rakende kerkdissipline. Want 'n kerk sonder dissipline is soos die wêreld. As jy nie dissipline het nie, en is 'n free for all, en almal lewe soos hulle wil, en hoer en remoer, jy weet, soos hulle sê, dan lyk die kerk soos die wêreld. Daar's nie meer 'n duidelike lyn tussen die kerk en die wêreld nie. En as lig en duisternis maar dieselfde is, hoe wen jy mense na die lig toe as jy self donker is? Jy kan nie. Maar ek wil vir jou die teenoorgestelde ook sê. Dis ook waar. Kerke sonder herstel is selfgeregverdig, self-righteous. Kerke sonder herstel is liefdeloos. Kerke sonder herstel en vergifnis is hard. En ek voel so in myself, want ek dink, waar was die herstel? Ons het dissipline gehad vir 22 jaar, vandat ek hier is. Ek weet nie alles voor dit nie. Maar die herstel. So is ons harte teer en vol liefde en vergifnis vir mense. Ek wil nie een van daai twee wees nie. Ek wil nie 'n gemeente wees waar daar geen dissipline is en dit lyk net soos die wêreld hoe mense lewe, en ek wil nie aan die ander kant wees nie. Ons liefdeloos in hart en ongenaakbaar wees nie. Ek wil vers 9 wees, waar Paulus sê, want vir die doel het ek ook geskryf om julle betroubaarheid te leer ken of julle in elke opsig gehoorsaam is. Ek wil kan sê, Here, ons gemeente is in elke opsig gehoorsaam. Iemand het vir my gesê verlede jaar, hy het gesê ons moenie toelaat in ons gemeentes, hy het hierdie woord gebruik, little disobediences. I say, not that I think there is such a thing as little disobediences, but there are all these little disobediences we allow in our churches. Ek wil nie dit hê nie. Ek vra Here, ons wil gehoorsaam wees in alles, en ek wil, dis nou net ek en Koos hier vandag, wat leiers is, Joshua is weg vir die naweek, Rolf preek in Parys, maar die leiers moet die voorbeeld hierin stel. Hoe gaan die gemeente volg? Hoe gaan die gemeente volg as ons nie voorloop nie? En sê, hier is hoe ons dit behoort te doen. Dissipline, hier is hoe ons dit behoort te doen. Vergifnis, hier is hoe ons dit behoort te doen. Herstel. Hoe kan dit wees as die leiers, as ons wrokke in ons hart dra? O Here, in vers 7 tot 9, hy sê daar, dan moet vergifnis wees. Vers 8, ek vermaan julle herbevestig julle liefde. Vers 9, ek het geskryf dat julle in alles gehoorsaam moet wees. En dan vers 10, vir hom wat julle iets vergeef, vergeef ek ook. Wat ek inderdaad vergeef het, as ek iets vergeef het, terwille van julle voor die aangesig van Christus. Onlangs was daar 'n predikant, ek het die ouderlinge dit vertel, in een van ons ouderling bidure, toe ons vir hierdie ou bid, want ons bid vir ander gemeentes, toe ons vir hierdie ou bid, hierdie leraar, toe sê ek vir die ouens, hierdie ou is 'n ouer man, hy is so net oor 70, en hulle het 'n groot probleem in hulle gemeente gehad. Een van die ander leiers het besluit, die predikant moet gefire word. Want daar is goed wat hy nie van hou nie en nie meer saamstem nie. En toe begin hy goed versprei onder die gemeente. Weet jy wat was die predikant se reaksie? Ons het so 'n paar predikante wat saam bid. Toe sê hy, asseblief, julle bid saam met my. Hierdie is baie seer, maar asseblief, hierdie is 'n goeie ou. Hy's 'n broer in die Here. Ek wil hom nie verloor nie. Hy het soveel potensiaal in hierdie gemeente. Bid asseblief dat hy nie sal weggaan nie. 'n Ou wat hom so skade doen en gaan stories vertel oor hom. Dis sy reaksie. En uiteindelik toe staan daai ouderling op in die gemeente een Sondag. En hy vra die gemeente om vergifnis en sê ek het gesondig teen die predikant. En toe loop 'n ou uit. En die Dinsdag toe kom daai ou na die predikant toe. Toe sê hy, ek het uitgeloop want ek moes gaan regmaak met die Here. En ek moet regmaak met jou, vergewe my. Want ek was deel van daai stories. Dis mos die gesindheid. En dis die gesindheid wat Paulus het. Waar hy sê, julle hom vergewe, ek vergewe hom ook. En dan gaan hy so ver, as ek iets vergeef het. Ek dink nie hy bedoel, ek weet nie of ek die ou vergewe of nie. Ek dink hy bedoel,
Ek kan nie eens onthou wat die ou teen my gedoen het nie. Hy onthou die ou het gesondig, maar dit is so asof hy het dit so vergewe, as iemand vir hom sê, onthou jy wat daai ou gedoen het, sou hy sê, nee. Vaagweg dalk iets, maar nee, eintlik onthou ek nie. Want Paulus het hom regtig vergewe. Hy onthou skaars sy oortreding. Nou moet ons by prakties kom, so aan die einde hierso vanoggend. Is daar 'n grudge in jou hart teen iemand? Koester jy 'n wrok teen iemand? Wat se naam kom in wie se naam kom in jou gedagtes op? Selfs nadat die persoon, dis moontlik, by herhaling bely het, 'n paar maal vir jou gesê het, vergewe my. En jy kan nie daai ding laat gaan nie. En dan wonder jy, hoe kon Paulus so maklik vergewe? Hoe het Paulus dit reg gekry om so gou te vergewe? Ek dink die rede is aan die einde van vers 10. Dit was ter wille van julle voor die aangesig van Christus. Ek het vergewe om 'n voorbeeld vir julle ook te stel, hoe ons moet vergewe, maar voor die aangesig van Christus. Paulus het onthou wie hy was. Hy het onthou hoe hy Christene laat arresteer het en in die tronk gesit het. Hy het onthou hoe hy Jesus se naam gevloek het en hoe hy vergewe is. Hy het nie gaan sit en top oor wat daai persoon gedoen het nie. Hy het gaan sit en top oor voor Christus, oor wat Jesus vir hom gedoen het, om hom te vergewe. En hoe kan hy dan nie anders vergewe nie? Dalk sê jy, weet nie of jy iemand so is vanoggend nie. Jy sê soos daai man vir Sean Havenga gesê het, ons het een Saterdag aan evangelisasie doen in die straat, en toe praat Sean met 'n man, en hulle gesels, en die man sê, ek sal nooit daai persoon vergewe nie, nooit. Ek sal nooit my skoonma vergewe nie. Dalk sê jy dit, ek kan daai persoon nooit vergewe nie. Weet jy wat is besig om met jou te gebeur? Die duiwel het jou gefop. Hy het jou geflous, hy het jou gescam. Dis 'n scam caller. Hy het jou gebel en hy die geld uit jou rekening uit, net soos 'n swendelaar maak. Jy het vir hom die paswoord gegee. Dis wat hy besig is om te doen as jy nie wil vergewe nie. Wat dink jy is sy doel? Hoekom wil hy jou vashou in daai kettinge van bitterheid? Waartoe gaan dit lei? Wat sê 1 Johannes vir ons? Hy wat sy broer haat is 'n moordenaar en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. So wat is die uiteinde? Van bitterheid wat jy hou tot op jou sterfbed en jy blaas jou asem en is 'n bitter asem wat jy uitblaas. Die hel. Dis waar Satan jou wil hê, uit jou geflous. Eers sê die duiwel vir jou, daar's nie gevolge vir jou sonde nie. Daar's nie gevolge nie, jy kan maar hierdie doen. Doen dit, daar sal niks gebeur nie. En dan as jy dit doen, dan sê hy vir jou, jy kan nie vergewe word nie. Jy kan nie. Jy het geweet wat jy doen, jy het oop oë in die ding ingegaan. Die beste is maar dat jy doen wat Judas gedoen het. Gooi die geld op die tempelvloer en gaan hang jouself. Want daar's nie vir jou uitkoms nie. Daar's vir jou geen meer offer vir sondes oor nie. Hy's 'n leenaar. Hy's 'n leenaar. Vers 11. Sodat Satan nie die oorhand oor ons kry nie. Ons is immers nie onbekend met sy planne nie. Hy's 'n moordenaar, hy's 'n leenaar. Daar is vergifnis vir jou. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Daar's vergifnis. Daai bitterheid wat jy dra, bring dit na hom toe. Sê ek kan nie hierdie vat nie. Ek wil dit laat gaan, Here, help my. En elkeen wat die Vader my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Hy sal nie weggooi nie. Kom na hom toe. Waar jou sonde oorvloedig geword het, sy genade is nog meer. Nou die vraag is net, hoe gaan ek en jy reageer met hierdie? Hoe gaan ek en jy daai ander persoon wat teen my ook gesondig het hanteer? Hoe ek en jy daai persoon vergewe? En hoe die gemeente so iemand vergewe, wys wat jy regtig glo oor Jesus se kruisdood. Ek het eendag gesit en daaroor getop.
Glo jy Jesus se kruisdood is genoeg vir almal se sonde? Vir enige sonde? Jy sien, as jy nie vergewe nie, dan glo jy dit nie eintlik nie. Dan glo jy Jesus se kruisdood is genoeg vir my sonde, maar nie vir daai persoon se sonde nie. Here, wil U ons help om 'n balans te vind tussen wat ons behoort te doen as 'n gemeente, om met 'n regte gesindheid, soos ons laasweek gehoor het, 'n regte gesindheid dissipline toe te pas waar dit nodig is. Nie mense op medisyne, kinders op medisyne te probeer groot maak nie, maar liewer 'n stewige dieet van vleis en groente en graansoorte en graankosse. Maar soms ook medisyne te gee waar daar siekte is. En dan ook, laat ons weet hoe om te herstel, Here. Want ek moet eerlik vir U sê, ek dink ek moes in hierdie week eintlik leer, en is nog net in teorie, hoe herstel mens? Gee ons 'n geleentheid, selfs iemand wat in die verlede afgesny is, wat sal terugkeer en berou sal hê, dat ons hulle kan herstel. En dan ten volle herstel, soos hierdie teks ons geleer het. Hulle langs ons roep, kom staan langs my, hulle versterk, hulle bemoedig, hulle vertroos, 'n pad met hulle stap, by hulle kuier en hulle lief hê as broers en susters in die Here. En dat dit 'n voorbeeld vir die wêreld is, dat ons nie sonde goedkoop maak en daarmee speel nie, en daarmee vriende maak nie, maar dat ons ook nie mense is wat selfgeregverdig is, asof ons beter is as ander. Nee, ons is almal maar net sondaars gered uit genade, en dat ons so optree, in liefde, in Jesus naam. Amen.